Hallo julle. Ek is mal oor legkaarte bou. Ek weet nie of julle ook so lief is daarvoor nie. Dan is dit altyd so lekker om te kyk watter stukkie presies waar op hierdie prentjie inpas, nê? So kan ons die hele ding bou. Het julle geweet in die Ou Testament is daar klomp voorspellings gemaak. Hulle het die hele tyd gepraat. Dis 'n storie van iemand is op pad. Hier kom 'n groot ding. En hulle het nie geweet dat dit Jesus gaan wees nie. Hulle het nie geweet wie nie, maar daar's 'n klomp stories wat voorspel het dat iets groot gaan gebeur. En dit het lank voor Jesus gebore is, het hulle al hieroor gepraat. En daar's spesifieke goed. Hulle het byvoorbeeld gesê dat hierdie persoon wat kom gaan uit sy mamma gaan ongetroud wees. Hulle het gesê die persoon gaan in Bethlehem gebore wees. Hulle het gesê dit gaan in 'n stal gebeur. Iemand anders het gesê daar gaan skaapwagters wees wat hom aanbid. Iemand het gesê daar gaan 'n ster wees. Iemand anders het gesê hy gaan geskenke kry. En iemand het weer gesê hulle gaan Egipte toe moet vlug. Hulle het nie 'n klou gehad hoe hierdie stories by mekaar gaan inpas nie. Weet julle wat? Dit is soos 'n groot legkaart wat God in honderde jare se stories gesaai het. En soos ons daai stukkies by mekaar sit, toe Jesus kom, toe sien ons hoe val hulle die een na die ander presies op die regte plek. Is dit nie ongelooflik nie? Kom ek vertel vir julle net oor een van daai stukkies. Ek vertel vir julle oor Bethlehem. So hier het Maria en Josef die nuus gekry, sy is swanger en nou is Maria swanger. En hierdie profesie sê dat Jesus moet in Bethlehem gebore word. Maar ons het 'n probleem, want hulle bly nie in Bethlehem nie. Hulle bly in Nasaret. Nou hoe nou? Maria is al ver swanger en toe kom daar 'n keiser. Eendag ver weg in Rome is daar 'n keiser met die naam Augustus. En hy wil die mense tel, want hy wil eintlik net weet hoeveel belastinggeld hy by hulle kan kry. Hy's eintlik lekker gulsig. Nou sê hy, dit gaan te moeilik wees as almal so rond en bond reis die hele tyd. Ek sê jou wat doen ek? Ek gaan vir almal sê, hulle moet na hulle geboortedorpe toe gaan en dan kan ons daar ordentlik hulle tel en in boeke opteken. Raai waarheen moet Josef gaan? Bethlehem. Josef en Maria is glad nie lus om nou te reis nie. Sy's ongemaklik, haar maag staan al deur. Nou moet hulle reis ver. Ag nee. Hulle moet dit nou maar doen, dis wat die keiser gesê het. So reis hulle en uiteindelik toe hulle in Bethlehem kom, van al die geskit in die reis, daar word Jesus gebore. In Bethlehem. Presies soos wat al die stories gesê het. God gee vir elkeen van ons tekens, dat ons kan weet wat is die regte ding om te doen, dat ons kan sien wat is ons volgende tree. Ons moet net die gewoonte aanleer, om gereeld met hom te praat en vir hom te vra. En sommer vinnig gaan jy begin sien, partykeer dan hoor jy wat God sê, partykeer is dit so sommer net in 'n stemmetjie in jou hart, wat jy soos, ek weet dit is nou reg of verkeerd, partykeer deur ouers, partykeer deur ouma, oupa, partykeer deur 'n maatjie. As ons net fyn luister, dan hoor ons hoe God die stukkies van ons eie lewe se legkaart ook vir ons duidelik wys. Kom ons bid saam. Here, help ons om na U te luister, om die regte ding te doen. Dankie dat U 'n mens geword het, om vir ons te kom wys hoe om self te luister. U het na U Vader geluister, net soos wat ons graag na U wil luister. Amen. Baie dankie vir die saamkuier. Ons sien mekaar weer volgende keer. Bye bye.